Man, ek is excited. Kyk, ek jou sê ek is excited. Is daar iemand van julle wat nie vanmôre excited is nie? Ek gaan julle excited maak. Vanmôre maak ek julle excited. En my sê as ek op is, sê vir julle almal ook baie welkom daar op die lig. En ek is opgewonde vanmôre oor wat die Here besig is om te doen en die van julle wat nou nie die twee lere sien nie. Op die lig, ek weet nie of julle op die lig dit kan sien nie. Maar vanmôre is ek gaan ons leer klim. Ek wil vanmôre vir julle vertel wat dit beteken as God 'n plan met jou lewe het. Ek wil vanmôre vir julle vertel wat beteken, my titel van my boodskap is God se herstel en plan vir jou lewe. En ek wil ons blaai na Johannes 5 vanaf vers 2. En ek gaan vanmôre net so 'n bietjie met julle praat. Ek het 'n gedagte wat al hier so 2 weke op my hart lê en toe Jesus op my vra sal ek die woord bedien, toe weet ek dis eintlik 'n bevestiging. En ek wil vanmôre ook vir Antoinette sê baie dankie vir sensitiwiteit van die Heilige Gees, want een van my gedeelteverse wat ek ook vanmôre bring is Jesaja 53 vers 5. Maar die Amplified sê dit so mooi. But in fact, he has borne our griefs and he has carried our sorrows and pains. Yet we ignorantly assume that he was stricken, struck down by God and degraded and humiliated by him. Maar dan kom vers 5 so mooi sê, but he was wounded for our transgressions. He was bruised for our wickedness, our sin, our injustice, our wrongdoing. The punishment required for our well-being fell on him, and by his stripes wounds we are healed. Amen. En kyk nou, sê Heilige Gees dit vir haar en ek wil dis iets vir haar baie interessants uitwys terwyl ons so gaan. Jy weet partykeer God is die God van detail. Besef julle dat God is die God van detail? Maar partykeer het ons nodig om eenvoud ook te verstaan. Partykeer wil ons die goed so ingewikkeld maak dat ons partykeer self nie weet hoekom dinge in ons lewe so de mekaar is nie. Maar dan sê die Here, word net stil en weet dat ek is God. Word net stil en weet dat ek het 'n plan vir jou lewe. En as mens nou na Johannes 5 toe gaan, is dit die storie van die man by die poel van Bethesda gestaan het, en ons almal ken daai storie, en ek het al baie preke daaroor gehoor, en ek het al baie self oor gedink, maar Heilige Gees het my so een strappie verder te gaan en gesê, die kerk stop by 'n punt. Nou as Johannes 5 vers 2 gaan lees, dan sê hierna was daar 'n fees van die Jode, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. En daar is in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Nou interessant, die woord pool, in die Engels praat hy van, is die Griekse woord kolombethia, wat beteken 'n swimming pool. En dit is juist as jy nou, 'n ou wat nou daar is, het uiteindelik gister daarvan gepraat, terwyl ek so kyk, toe sien ek dit, Andre Strauss, en hulle is nou juist by 'n toergroep, en hulle staan juist by die bad van Bethesda. En toe kyk ek en ek besef maar die Here wil ek moet oor hier goed praat, want ek meen as die bad van Bethesda was juist, as jy nou weet hoe dit lyk, Pentagon het uit 5 pilare, so hy het 'n dak gehad met 5 pilare, en al die siek mense het daar gesit. Almal wat wonderwerke nodig gehad het, mense wat verlam was, mense wat blind was, wat siek was, het daar gesit. So eintlik as jy vat, ek dink dit was nie 'n lekker plek om by te wees nie. En as jy nou hierdie storie gaan lees, dan sien jy daar was 'n man wat 38 jaar al daar lê. Of hy was 38 jaar oud, maar hy was al baie jare daar. En toe kom iemand daar verby wat 'n verskil maak, maar hy het self nie eens geweet dat wie's daai iemand nie. Dis die hartseer, partykeer kom die Here by ons verby en dan weet ons self nie eens, maar Here is by ons, dan sit ons nog steeds in die ellende. Maar kom ons gaan lees daar. Want daar's iets wat vir my baie mooi uitstaan uit hierdie gedeelte uit. En toe ek dit vat, toe sê ek, Heilige Gees,
U skud my hart, want ek moet heeltyd na my eie lewe kyk. Jy weet, maar ek kan nie met julle kom praat as ek nie met eers met myself praat nie. Ek kan nie met julle praat om te sê, die Here sê dit en die Here sê dat, dan sê ek, Here, maar daai boot moet eers in my hart val. En die man van Bethesda is 'n heel eenvoudige storie, en dan gaan hy verder, dan sê hy, dan in vers 4, want 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die waters geroer. Die een wat dan eerste ingaan, na die roering van die water het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gely het. So hy was al 38 jaar siek. Jy weet nou nie hoeveel presies hoe lank het hy daar gelê nie, maar hy het 'n ellende gehad en hy kon nie loop nie. En toe Jesus hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, wil jy gesond word? So dit was nie 'n kwessie van dat hy gesmeek het, meester, wees my genadig, soos al die vorige wonderwerke wat plaasgevind het nie. Jesus het sy ellende gesien. Maar agter dit is daar 'n dieper storie, wat ek dink die kerk mis. En ons gaan dit vanmôre daarna kyk. Die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die bad te sit nie, as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in. So, hy het 'n geldige rede, want net die eerste ou kry die genesing. Jesus sê vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Maar Jesus weet, dat daar's eintlik baie mense wat se bennes op moet gevat en geloop moet word. As jy eintlik nou na die hele situasie kyk en as jy hele na die scenario, ek kyk na die storie en ek sê, Here, maar wat het U daardie persoon uitgekies? Wat het hom so spesiaal gemaak dat U hom gekies het? God het geweet waardeur Jesus gaan. Jesus het self geweet wat hom vir hom voorlê. Maar Jesus het besluit, ek sien hierdie man het 'n behoefte. Hy hoef dit my nie eens te vra nie, ek vra sommer vir hom, kan ek jou help? Jesus wil vandag vir jou kom en vir jou sê, kan ek jou help? En daar stop die kerk. Ek het al baie preke oor die ding genoem, daar stop die kerk. Jesus het gekom en vir hom gesê, staan op jou bed en loop. En almal sê, ons is opgewonde want Jesus het gekom. Maar Jesus was by magte gewees om almal op te staan en te sê, word almal gesond. Maar wat was die rede, hoekom Jesus nie almal gesond geword het nie? Dan was hierdie kruis, het hy nie 'n doel gehad nie. Want hoekom? Jesus moet geweet, hy gaan gesterf word, sodat almal genees kan word. Dis hoekom, Jesus het die gesag gehad, om almal te genees daar. Jesus het die gesag gehad, om almal wat blind was te kon laat sien. Jesus het die gesag gehad, dat almal wat lam was, te kan sê, staan op en loop. Maar Jesus het spesifiek hierdie man gekies. En ek het nou oor hierdie ding gesit en wonder, en daar stop die kerk, en daar sê almal, ons word almal, Jesus het ons uitgekies, maar Jesus het ons uitgekies, is waar, maar dan het ons 'n verantwoordelikheid, wat ons moet doen. En Heilige Gees sê vir my, gaan lees 'n bietjie verder, ek wil jou iets wys. As jy vers 9 gaan lees, dan sê, en dadelik het die man gesond geword, en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was 'n Sabbat. Nou wat is die gebruik? Jy mag nie werk op 'n Sabbat nie. Jesus het dit geweet. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het net weggeraak uit die skare uit. Jesus wou nie betrokke geraak by konfrontasie nie, want Jesus het geweet wat hierna gaan gebeur. Nou sal ek myself die vraag gevra, maar hoekom het die Here hom dan in 'n situasie gesit wat hy weet dit verkeerd is? Want die kerk sê, jy mag nie iets doen op 'n Sabbat nie. Wat doen die kerk? Die kerk sê heeltyd, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie dit nie. So hy weet, hy gaan aangeval word. Hy wat Jesus is. Maar Jesus nogtans het vir hom gesê, staan op en loop. Maar hier kom die geheim. Daar's 'n geheim. Want die man het nie geweet wie Jesus was nie. Hy sê, en die Jode sê toe vir hom, vers 10, die Jode sê toe vir hom wat genees was, dit is 'n Sabbat. Dit is nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaak het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop.
Toe vra hulle hom, wie is die man wat vir jou gesê het, neem jou bed op en loop? Nou die Jode, nou is hulle kwaad. Want kyk, nou het hulle 'n rede om hierdie man wat daai opdrag gegee het, vas te vat. Is ek reg? Maar Jesus het dadelik weggegaan. Dan sê hy, toe vra hulle hom, wie is die man wat jou gesê het, neem jou bed op en loop? Daar's 'n vraagteken. Hy sê, maar hy was gesond geword het nie geweet wie dit was nie. So hy kon nie sê dat hy gehoor het, dit was die meester, Jesus, wat mense aanraak nie. So, hy het nie eens geweet dat die meester by hom verbygeloop het nie. Hy het net gehoor, hierdie man sê van, wat kan ek vir jou doen? Soos God baie maal kom en hy reik uit na jou toe en hy sê, wat kan ek vir jou doen? Maar ek en jy te verskil. Ons het die kruis. Ons weet, wie het vir ons die pad geloop, sodat ek en jy kan lewe. Maar kyk nou hoe werk die vyand. Die vyand het gedink hy het gewen. En hy sê, maar hy wat my gesond gemaak het, vers 13, het nie geweet wie dit was nie, want Jesus het hom verwyder, so Jesus het uit die skare uitgegaan. Omdat daar 'n skare op die plek was. Daarna het Jesus hom in die tempel gekry. Luister hierdie gedeelte. En sê vir hom, gesê, kyk, jy het gesond geword, moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het gegaan en aan die Jode vertel, dat dit Jesus was wat hom gesond gemaak het. Hier is waar ek dink, baie mense die bal mislaan. Dis vir my wonderlik dat Antoinette praat van 5. 5 is genade. Die vyand kom, en hy maak, dat die kerk nie meer kan praat oor sonde nie. Want ons is genade, ons is onder die genade. En ek sê, Here, maar, wat wil U vir my wys? Heilige Gees, wat wil U vir my wys? Hy sê, ek het jou uitgekies. Jy is myne, maar daar's iets wat jy moet doen. Jy moet jou rug opdraai op dit wat jy besig was om te doen. Soos wat Jesus vir hierdie man gesê het. Jesus het vir hierdie man gesê in die tempel, hy sê, gaan weg, maar jy moet nie weer sondig nie, want anders wat dit wat jy kom, kan erger dinge oor jou gebeur. Maar wat doen die man? Hy gaan verklaar vir Jesus. Hy gaan terug na die Jode toe, of aan die kerkmense toe. Hy sê, nee, ek weet nou wie's die man wat my gesê het, ek moet my bed opstaan en loop. Maar dan is dit baie interessant, Jesus het al hierdie goed geweet. Want Jesus het geweet, die kerk wil hom vervolg. Jesus het geweet, die kerk wil 'n rede soek om hom te kruisig. Kom ons lees dan na vers 17. Eintlik vers 16. For this reason, ek wil eintlik in die Amplified lees, want hy verduidelik dit vir my so baie mooi. Jesus het geweet, toe hy daardie man sê, staan op en loop, wat die gevolg gaan wees van sy aksie. Die man gaan gesond word, maar hy het ook vir die man gewaarsku en gesê, hoor hier, jy moet jou rug dra op sonde. Want die man kan nie sê dat hy Jesus herken nie. Hy het net gehoor, hier's 'n man wat sê, wat kan ek vir jou doen? Staan op en loop. Toe sê hy vir hom, hoorie, jy moet jou rug dra op sonde. Maar Jesus het geweet, dat dit is die begin van die vervolging waar hulle hom vervolg. Maar Jesus se Vader het 'n plan vir my en vir jou gehad, sodat hierdie ding moes gebeur, sodat ek en jy kan vandag 'n keuse hê om hom te dien. Hoor wat sê hy? For this reason the Jews began to persecute Jesus continuously because he was doing these things on the Sabbath. So jy sien, hulle fokus net op die wet die hele tyd. But Jesus answered them, luister mooi, my Father has been working until now. He has never ceased working, and I too am working. So Jesus answered them by saying, I assure you and most solemnly say to you, the Son can do nothing of himself, of his own accord, unless it is something he sees the Father doing. For whatever things the Father does, the Son in his return also does in the same way. For the Father clearly loves the Son and shows him everything that he himself is doing. And the Father will show him greater works than these, so that you will be filled with wonder, just as the Father raises the dead and gives them life, and allows them to live on. Even so the Son also gives them life, or gives life to whom he wishes.
For the Father judges no one, but he has given all judgment, that is prerogative of judging, to the Son, placing it entirely into his hands, so that all will give honor, reverence, homage to the Son, just as they give honor to the Father. In fact, the one who does not honor the Son does not honor the Father who has sent him. I assure you, and most solemnly say to you, the person who hears my word, the one who heeds my message, and believes that trust him who has sent me, has possessed now eternal life. That is, eternal life actually begins. The believer is transformed and does not come into judgment and condemnation, but has passed over from death into life. Vers 30 sê, I can do nothing on my own initiative or authority. Dis wat Jesus self sê. Just as I hear, I judge. And my judgment is just, fair, righteous, unbiased, because I do not seek my own will, but only the will of him who sent me. If I alone testify about myself, my testimony is not valid. There is another, my Father, who testifies about me, and I know without any doubt that his testimony on my behalf is true and valid. As ons vandag verstaan wat Jesus hier eintlik gesê het, dan sal ons anders te begin dink oor ons posisie in Christus. Dan sal ons anders te begin verstaan, wat is ons opdrag? Ons opdrag is om God te vertrou. Ons opdrag is om met hom te kies. Ons opdrag is om die kruis te aanvaar. Dis ons opdrag. Want as ons nie die kruis aanvaar nie, ons kan geen werke wat ek en jy kan doen om God te beïndruk nie. Maar God sê, ek stuur my seun. Maar julle moet hom kies. Maar God sê vandag, ek het jou gekies. Voor jou geboorte het ek jou by die naam geroep, jy is myne. Maar God stel so 'n belang in jou en my se lewe, dat ons moet elke dag moet ons weet wie ons verteenwoordig. Jesus het gekom en hy het gesê, en almal wat hom mag geneem het, het hy kinders, Johannes 1 vers 12, vir almal wat hom aangeneem het, aan hulle mag gegee, om kinders van God te word, en aan hulle wat in sy naam glo. Maar dan besef ek ons gaan in liewer al hoe moeilike tye, dis vir my so snaaks as jy die nuus kyk, dan sien ek al hoe meer Christene word vervolg. Is dit nie? Sien julle dit ook, of sien net ek dit? En terwyl ek so bid en ek afsonder oor hierdie woord, en ek sê, Here, maar wat wil jy vir my sê oor die man van Bethesda? Wat wil jy vir my sê, wat moet ek doen? Hy sê, man, kom uit daai put van jou siekte, en staan op en vertrou my, en staan net op en glo in my, want daar gaan 'n tyd kom dat jy gaan moet kies. En terwyl ek so oor bid, gee die Here vir my 2 lere. Nou, julle sal wonder wat doen die lere hier. Die Here sê vir my dat daar gaan 'n tyd kom, en die tyd is baie naby, dat jy moet gaan kies wie jy regtig dien. Ek ry verby nou eendag 'n voertuig en ek sien 'n bumper sticker. En die bumper sticker sê so groot, do you know Jesus? En dan staan daar klein, are you so close to him? Beteken, as jy ver van daai voertuig afgery het, sou ek nie die bumper sticker kon lees nie. So ek was seker te naby aan die voertuig. Sê, do you know Jesus staan groot, maar as jy daar kon lees, sê, are you so close to him? En ek sê, Here, maar wat sê dit vir my? Hy sê, ken jy my regtig? En ek sê, Vader, en ek bid oor die saak, en hy wys vir my die 2 lere, en dit is baie interessant. Hierdie 2 lere verteenwoordig vandag 2 paaie wat ons oploop. Die wêreldse pad, maar die wêreldse pad is lekker hoog, hy lekker stewig, hy gee vir my sommer dadelik hoogte, en dan is dit die pad van God. Nou, dit is baie interessant, wanneer ons die Here aanneem, kan ons 2 paaie loop, want ek staan ons in die middel. Want hoekom? Ek is dan as ek in die wêreld, want dan doen ek by die wêreldse dinge, en as ek by die kerk kom, dan staan ek in die kerkse dinge. Dis maklik. Maar die Here sê die tye gaan moeiliker word en julle gaan moet kies. Nou wanneer kom dit? Hier staan ek maklik. Ek kan nog maklik hier staan en sê ek het al so baie maal gedink. Dan kyk ek mense dan sê ek, Here, maar hierdie mense wat lewe, hulle getuig, hulle is kinders van God. Ek het vriende wat in die kerk is, dan sê ek,
maar julle lewe dan nie is soos Christene nie. Hulle kies hierdie leer, want is maklik, maar hierdie voet is hier. Nou kom ons gaan hoor. Wat gebeur? Ek kan dit dalk nog maklik balanseer. Maar sodra jy begin hoor gaan, dan raak dit al hoe moeiliker. Sodra dinge begin tawer gaan, dan gaan jy 'n keuse moet maak. Want ek kan nie meer in die middel bly nie. Ek kan nie meer die wêreld behaag en ek kan nie meer God behaag nie. Ek kan nie die wêreld soek en God soek nie. Dan kom jy op 'n punt waar jy moet sê, ek moet kies wat se leer ek gaan klim. Want ek moet my rug op die ander een draai en ek sê, Here, maar as ek hierdie leer gekies het, dan sien ek nie eers meer hierdie leer nie. As ek besluit het, ek wil nie meer in die middel staan nie, maar Here, ek staan, soos die man van Bethesda, maar dan sê die man van Bethesda, toe Jesus het hom gekom en gesê, gaan en sondig nie meer nie. Sê ek, Here, ek het 'n keuse gemaak, ek wil nie meer sondig nie. Ek het nie nodig om te besluit, ek wil nou hierdie ding as gebruik nie. Ek wil nie meer nodig om gebruik as 'n backup plan nie. Here, ek kies hierdie leer. En jy weet, terwyl vir my baie interessant was, as jy jou rug op sonde draai, is daar altyd 'n uitweg. As jy jou rug op sonde draai, as jy sal sê, ek kies om God te glo. Ek kies om te glo wie Jesus vir my is. Nou wil ek julle baie interessant wys. Daai rooi lyn, ek het nogal juist gesê, ek moet nie dit doen nie. Daai rooi lyn, ek sê, Here, wat beteken daai rooi lyn? Hy sê, by the blood you are protected. By the blood you are protected. Nou vir eens, lyk die wêreld se leer beter as hierdie leer. Is ek reg? By the blood you are protected. Maar die van julle wat hierdie tipe lere ken, as ek hierdie ding losmaak, dan gaan hy hoor. By the blood you are protected. Dan kan ek hierdie leer langer maak. By the blood you are protected. So as ek hierdie ding losmaak, dan kan ek langer maak. En as ek hom omdraai, dan is ek verby dit wat die wêreld my gee. Ek wil vir julle vanmôre sê, if you choose God, there's no substitution. If you choose God, there's no substitution. Ek wil vandag vir julle sê, en ek wil dit op julle hart sit, kom ons kies om nie meer sonde te kies nie. Kom ons kies om te sê, Here, ek wil nie meer 'n lou Christen wees nie. Laat my dink aan 'n storie. 'n Pa vertel hierdie verhaal, hy sê, hy en sy seun, sy vriend en sy seun se vriend ry op 'n boot. En toe hulle so in die boot en kom daar 'n storm op en die boot slaan om. Die water is troebel. Die water is 'n baie geweldige storm. En hy het een tou. Vir wie moet hy die tou gooi? Gooi hy dit vir sy seun of gooi hy dit vir sy seun se vriend? What a choice to make. Vir wie gooi hy daai tou? En daai pa besluit, hy gooi daai tou vir sy seun se vriend. Want hy weet sy seun ken Jesus. Maar sy seun se vriend ken nie Jesus nie. En hy besluit net daar. En hy gooi, en die ou skryf die verhaal, hy sê, dit was vir hom een van die moeilikste besluite wat hy moes neem. Is om te sê, Here, ek moet nou kies tussen my seun of my seun se vriend. En terwyl hy daai tou gooi, toe skree hy uit, my son, I want to tell you, I love you with everything I have. En hy gooi daai tou na sy seun se vriend toe. En daar gaan sy seun, stroom vat hom en hy's onder die waterweg. Hulle sê tot vandag toe is hy nog steeds weg. En die man kom en hy vertel die storie, hy word genooi om by 'n kerk te sit en die man vertel die storie. Maar terwyl hy die storie vertel, sien hy daar's twee jong tieners daar en hy sien maar hierdie tienerseuns is vervelig in die kerk. Nou luister hulle die ou om wat hy die storie vertel. En hy gaan aan en hy sê, toe daai man hulle kry die seun se vriend en hulle is op die boot. En hy's gered. Dit is net hoe God doen. God se hart was stikkend. Toe kies hy om sy seun Jesus te stuur om die wêreld te red. En die twee tienerseuns raak toe baie geïnteresseerd in hierdie storie. En na die tyd die predikante uitnodig, maar wie wil hulle hart aan die Here gee? Die pastoor.
het niemand opgestaan nie. So dit het niemand geroer nie. En die twee seuns kom na die oom toe en hulle sê, oom, dis nou 'n baie mooi storie, maar ek kan nie dink dat 'n pa sy seun sal laat verdrink vir 'n vriend nie. Die ou kyk hom so, die trane loop oor sy wange, en hy hou sy Bybel vas. En hy sê, wie wat, ek het vir een oomblik, ek was daardie man. Ek het vir een oomblik, het ek gevoel hoe die pyn wat God moet beleef. Toe ek daai keuse moes maak, het ek moes besluit, my bloed, maar ek weet, my kind ken die Here. Sy saak met die Here is reg, maar hierdie ou, sy vriend ken nie die Here nie. En dis hoekom ek hom gered het. Hy sê, maar sien jy hierdie pastoor in hierdie kerk? That's my friend's son. And the pain that I have, it was worth it. Because he accepted Jesus Christ as his Lord and Savior. Net so kom die Here en hy sê, my lydingspad vir julle was die moeite werd. My seer wat ek aanvaar het vir julle was die moeite werd. Dit wat ek beleef het, is die moeite werd gewees, sodat julle nie soos die man van Bethesda in julle ellende kan sit nie. Nou party van ons sit dalk nie in 'n fisiese siekte nie. Ons sit dalk in 'n finansiële druk, of ons sit dalk in 'n geestelike stryd, of ons sit dalk dat mense nie sien dat ons werklik waar swaar kry nie. Ek wil vandag vir jou sê dat kies vandag God. Vertrou hom. Klim op daai leer. Maar moenie twee lere akkommodeer nie. Moenie twee paaie of twee besluite of twee lewens lewe nie. Want ek wil jou sê, daar kom 'n tyd en die tyd is baie naby dat jy gaan moet kies die kerk. Dit gaan nou nie oor of ons eendag hemel gaan sien of wat ook al nie. Dit gaan oor, dis al hoe meer duideliker dat die kerk word vervolg, die kerk word aangeval, die kerk word onder geweldige groot keuses gestel. Staan jy vir God of staan jy nie vir God nie? En as ons dink dit is 'n far-fetched storie, dan wil ek vir jou sê, dan is jou oë nog nie oop nie. Wat doen nou die vyand? Hy hou jou nog op jou onderste trappies. Hy sê vir jou, moenie worry nie, jy's nog okay. Want jy kan juggle, jy's dan op die pad van die wêreld, want tussen my vriende is ek fine, ek kan maak soos ek wil. Maar as ek by die Here is, dan is ek so heilig en ek gaan. Maar die Here sê vir my vanmôre, hy het aan my gekyk en gesê, Andrei, ken jy my regtig? As jy sê jy het my lief, sal jy besluit om jou rug op die ander pad te draai? En ek het gesê, Here, ja. Ek sal besluit. Ek en my huis, ons sal die Here dien. Dit is my gebed vir julle vanmôre, is dat julle daardie besluit moet neem. Om te sê, Here, as daar areas is in my lewe is wat ek dink ek is okay, ek wil dat my rug op dit draai. Onthou, niemand van ons kan sê ons het nie sonde nie. Niemand van ons kan sê ons maak nie foute nie. Ons almal maak foute, maar met God is ek 'n oorwinnaar. Met God kan ek 'n bendestorm loop. Met God sal ek nie bang wees nie. Dan ek wonderlik hoe die liedjies vanmôre ingeskakel. Ons hoef nie 'n slaaf van vrees te wees nie. Ons is 'n kind van God. Ek wil vanmôre vir julle sê dat die Here het julle baie baie lief. Ek het vanmôre vir julle sê dat God sê vertrou my totaal, maak nie saak tans hoe lyk jou situasie nie. If your situation is in such a state, I want to give you a few verses. Spreuke 3 vers 5 en 6 sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou insigte nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Psalm 37 vers 5. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Hier sê my mooi in Jeremia 17 vers 7 sê: Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die waters geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie. 1 Petrus 5 vers 7 sê: Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Maar dan sê hy in vers 8: Wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hy kom julle teenstaan standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde
lyding opgelê word aan julle broederskap wat aan die wêreld is. Gister stuur iemand van my 'n getuienis. Ek sien die getuienis en ek kyk die getuienis en ek sê, Here, ons weet nie wat dit kan beteken as jou lewe in 'n oogwink kan verander nie. Maar Here, laat ek altyd beweeg dat ek op die regte pad loop. Ek kies die regte pad. Luister die getuienis van 'n man met die naam van Fred Potgieter. As 2 ingenieurs, ek was so in die nuus, nou Junie maand, dit het eintlik gekom al van 2023 af, hulle het gewerk in die buiteland. En hy was geïngineer daar, Equatorial Guinea, dis waar hy gewerk het. En terwyl hulle daar was hy op pad terug. Ek meen, hulle het al seker tussen 8, hy het omtrent seker al so 8-9 jaar gewerk, die ander ou het al so 12 jaar gewerk vir hierdie maatskappy. So dit gaan goed met hom. Hy werk 4 weke daar, dan sy 4 weke terug, en so werk hulle mos aan 'n tyd. Hy sê, maar uiteindelik, dit was daar's interessant, wat hy my, as julle kan die getuienis maar gaan kyk die getuienis van Fred Potgieter. Maar daar's 3 dinge wat vir my eintlik uitgestaan het. Ons besef nie, wat is ons posisie in Christus nie. Nommer 2, ons besef nie, wat is die krag van vas en gebed nie. En ons besef nie, wat God kan doen, in die tye wat ons in leef nie. En dit wil ek julle bemoedig, dat hier was 'n situasie wat vir my uitgespeel het, en die ou vertel, hy het nogal die aand geland, hulle gaan op 'n boot, dan werk hulle op 'n boot, dan kom hulle, bring die helikopter terug, en slaap hulle die aand, en dan is hulle ingeboek in 'n hotel, en dan kom hy terug Suid-Afrika toe. En daai aand storm hulle by sy kamer in. Hy het nogal sy vrou laat weet, hy vlieg môreoggend, en daai aand storm die ouens by sy kamer in, en hulle arresteer hom vir dwelms. En hulle vat hom daar weg vir hom. En die ander ou wat in die kamer langs hom was, en dit is interessant, hy het die ou nie geken nie, hy het die ou eers geken toe hulle in die tronk sit. En hulle vat hulle net van daar weg, en hulle vat hulle polisiestasie toe, en hulle kom verskeer. Hy het nie eens tyd gehad om vir sy vrou te laat weet, hoorie, dit wat nou met hom gebeur, niks nie. En hier sit hy, en hier sit hulle in die, want hulle praat daar, hy sê hulle praat Spaans, en hy sê, maar hy verstaan nie hulle taal nie, en hulle sit sulke wit sakke voor hom, en hier word hulle aangekla vir dwelms. Hy sê, maar dis kan nie wees nie. Julle het 'n verkeerde kamer gekies, maar dis nie ons goed daai nie. En jy nou sê, jy sit die ander, hy sê, maar ek het 'n klein rugsakkie, dit wat julle daai het, kan in elk geval nie eens in hierdie rugsakkie pas nie. Anyway, hulle word aangekla. Hy sê net daar, vat hulle sy fone weg, hulle vat alles weg, en hulle laai hom vir hom en die ander, en hulle vat hom selle toe. En hy sê, maar is daar regtig geen manier wat ons kan gesels nie? Hulle sê nee. Hy sê hulle sit vir 'n week, plus sit hulle in die selle. Nou weet hulle nog nie, al wat hy geweet het, hulle het hierdie sakke, en daar is hulle nou weg. En hy sê, hy praat met niemand nie. Hy sê, maar wat vir hom baie erg was, hulle was die enigste 2 blankes in hierdie selle. Hy sê, maar dan was daar kleinkindertjies, 12 en 13 jaar oud, wat saam met hom in die selle sit. Hy sê, die gebroke Engels wat hulle praat, of die een ou, sê, maar wat hy gedoen, hy sê, hy het 'n piesang gesteel. Hy sê, hoe lang sit jy al in die sel? Hy sê, 3 jaar. Nou, hulle het 'n reëling daar, dat die mark behoort aan die president se vrou. So as enige iemand vrugte steel, dan sal asof hy van die president se vrou steel. Hulle het hom nog nie eens aangekla nie, maar hulle gooi hom in die sel. Hy dink my, dit is allemaal verskriklik. Hy sê, en hy sien hierdie ander ou, en hy ontmoet toe die ou. En die ou se naam is Peter Huxman. En hy sê vir hom, hoe lank is jy by die maatskappy? Hy sê 12 jaar. Hy sê, dis die eerste keer ontmoet. Hy sê, want hulle werk op verskillende bote. Hy sê, but can we believe what is happening to us? Hy sê, hy kan nie glo nie. Hy sê, maar hulle praat nie, hulle sit nie daar. Hy sê, hy kan nie glo, dat hy baie dinge, en dit is tyd nie. Hy het so 3 weke daar naderhand gesit, dat hulle nie as iemand kan sien nie, hulle sit net in die selle toegesluit.
En dan kom toe 'n prokureur daarom en die prokureur sê vir hom wel, die maatskappy vir wie hulle werk, het hulle aangestel, hy moet, jy weet, kom verdedig, hulle gaan nou voor die landdros kom, hulle gaan nou die saak stel, hy sê, wel maar, julle moet vir ons help, want ek meen, ons het nie hierdie goed gevat nie, dit kan nie eens in ons rugsakke pas nie. Hy sê wel, dit is nou ongelukkig, hoe dit werk hier, as jy 'n saak aangekla is, dan is jy skuldig. Hy sê, maar ons kan nie skuldig wees nie, want ek meen, dit is nie ons nie. Hy sê, en ewe skielik, besef hy, dat hy weet nie of hy huis toe gaan nie. Daar kom 'n vrees oor hom, hy sê angs oor hom, hy weet nie of hy sy vrou en sy kinders ooit weer gaan sien nie. En die prokureur sê vir hom, man, moenie worry nie, ons gaan julle uitsorteer. En hulle is daarin en hulle is voor die ding, maar hy sê, hulle verstaan, hulle staan voor die landdros, nou gaan die saak, nou gaan hulle aangehoor word en hulle gaan aangekla word. En die ou sê vir hom naderhand, hy sê dit letterlik net 'n paar sekondes daar gesit en daar is hulle uit. Hy sê, maar hoorie, ons het nog nie eens gepraat nie. Hy sê wel, hulle het eintlik klaar besluit, julle is skuldig, julle moet gaan. Ek gaan moet weer teruggaan. Ons gaan nou kyk wat ons kan doen. Hy sê dit word 8 maande wat hulle so sit. Vir 8 maande sit hulle in 'n sel. Hy sê daai sel is so klein, hulle word 1 uur 'n dag uitgelaat. Hy sê en dan besef jy jou hele lewe word in 'n oogwink verander. En hy het geglo, hy was 'n kind van God, hy het groot gedoop, hy het in die kerk geword. Hy sê, hoor hier, ek het elke boksie getik wat 'n kerkmens sou, 'n Christen sou hê. Hy sê, but I have realized I don't know Jesus. Hy sê, en hulle het, na 8 maande, toe gee hulle vir hom, hulle het na sekere tyd, toe gee hulle vir hom 'n Bybel. Hy sê, en hy begin hierdie Bybel lees, en hy besef, maar hy ken nie Jesus nie. Hy sê, en as Here, maar wat wil jy vir my sê? Hy sê, I'm giving you time so that I can show you how I love you. Hy sê, Here, dit is my vreemdste woorde. Here, was daar nie 'n ander manier wat jy vir my wys jy my lief het my het nie. Hy sê, Here, ek het U lief. Hy sê, nee, jy het my nie lief nie. Want dit wat jy lewe en dit wat jy sê jy is nie dieselfde nie. Hy sê, jy lewe rof. Hy sê, ek het verskriklik baie gedrink. Hy sê, ek het gevloek. Hy sê, ek het alles gedoen wat geensins getuienis wees van die regte leer nie. Hy sê, hoor jy, ek het 2 lewe gelewe. Hy het nou nie gepraat van die leer nie. Hy sê, ek het 2 lewe gelewe. Hy sê, as ek by die huis kom, my vrou het altyd kerk toe gegaan. Hy sê, ek het ook maar kerk toe gegaan. Hy sê, dat ons Sondag gebid. Hy sê, ek was in die kerk, ek groot gedoop. Hy sê, alles wat jy kan dink van 'n kerksman ons doen. Hy sê, maar hoor hierso, ek het nog steeds elke dag my whisky gedrink. Nie dat ek sê drank is verkeerd nie. Hy sê vir hom. Hy sê, ek het elke dag gedoen wat ek nog altyd gedoen het voordat ek die Here gedien het. Hy sê, hy het nog interessant gesê, hy het hoeveel jare gerook, hy sê, en toe in die oggend invat voor hy nog gaan by die hof gaan, dis die laaste sigaret, want hulle het ons sê, wat doen sê, kan ek nie met 'n sigaret rook? Hy sê, en vir 2,5 jaar, die Here my sommer gelees van sigarette, maar hy sê, maar daar was nie 'n sigaret nie. Maar die interessantheid van hierdie storie was, en julle, dis nou lank getuies, ek wil net die 3 dinge uitlig. Die eerste ding, hy het gedink hy het 'n verhouding met God gehad. Maar toe hy daar in die selle sit, toe besef hy ken God regtig nie. Want toe hy die Bybel begin lees, toe besef hy, maar Jesus stel belang in hom. Nie van wat hy doen, wat hy vir sy mense kan gee. Hy het baie geld gemaak. Die Here stel nie daarin belang nie. Die Jesus stel belang in hom as persoon. Hy sê, na 8 maande toe kry hy eerste keer 'n kans dat hy kan bel. En dis toe hy vir sy vrou bel, om net vir Adam te sê, hy's veilig. Want hulle het nie geweet waar hy is. Hy sê hulle het gehoor, in daai tyd was dit groot in die nuus, dat die minister van verdediging het gekom en die minister se soontoe gaan. Hy sê, en toe die hofamptenaar het hom gesê, okay, you can see South African, the embassy. En toe hulle daar kom te sê, no, we've decided you cannot. So hulle het al die vergadering, mense het so laat vlieg, tussen hulle in lokaal was die Suid-Afrikaanse afgevaardigdes en vat hulle terug. Hy sê, no, we've decided you cannot see them. Daar is hulle terug. Hy sê, en al hierdie goed het deur sy kop gegaan. Hy sê, maar in daai tyd het hulle ook, as die mense opstandig geraak, dan kom hulle sommer in, dan hoor hulle word geskiet en dan word hulle weggevat. Hy sê, of as jy
in die tronk is, dan word jy daar aangerand, hulle slaan jou dood, as jy nou nie doen wat hulle sê nie, dan vat hulle net, hy sê, jy hoor nooit weer van daai mense nie, hy sê so, Here, ek dink jy gaan nie uitkom nie, hy sê, Here, ek besef, as ek vandag moet doodgaan, ek weet nie of ek jy gaan sien nie, en hy begin, en hy sê, Vader, ek vra U om my te vergewe, ek vra U om my nog 'n kans te gee. 8 maande, kry hy kans om sy vrou te bel. Hy huil so dat hy nie met sy vrou kan praat. Sy vrou huil so sy kan nie met hom praat nie. Hulle sit die foon neer. So hulle het nie gepraat nie, uitgehuil. Sy het gehuil. Maar een ding het sy geweet. Dat hy lewe. Hy sê so 2 maande later kom 'n Amerikaanse persoon in van Amerika wat 'n afgevaardigde is. Ek weet nou nie of hy iemand anders was nie. Hy sê maar sy doen iets wat baie vreemd was. Hy sê hulle sit in 'n so voor hulle op die tafel, hulle moet op 'n stoel sit. En sy kom, sonder dat iemand sien, en sy neem 'n foto, sy hou die foto so, en dan vat sy die foto, en hy vra vir, what are you doing now? Hy sê, no, this is just to prove of life. I must prove, if something happens to you, that you were here. So dit is hoe ek die foto geneem het. Nou kan jy net dink, wat se angs moet deur daai man se lewe gaan. Hy het nog nie met sy vrou gepraat nie, hulle het net gehuil, en nou gaan hy aan. Hy sê, en hulle word van daar af, gaan hulle hof toe. Binne tyd gaan hulle hof toe. Hy sê maar sy vriend het geluister van 'n ander ou wat iemand doodgesteek het, wat iemand wat gesteel het, en hulle het maar 4 jaar gekry. Hy sê vir sy vriend, wel, ek dink nie ons kan meer as 4 jaar kry nie. So ons moet nou net uitsteek vir 4 jaar. Hy sê maar hy angs kom oor hom. Te dink hy moet vir 4 jaar sit, of ten minste 'n tydperk sit, en hy's nie skuldig nie. Terwyl hulle daar in die bank sit, word hulle beskuldig bevind sonder dat hulle 'n woord sê. Sy prokureur het opgestaan, het uitgeloop, en hulle gee vir hulle 12 jaar vonnis en 'n $5 miljoen boete. Hy sê, Lord, how is this possible? Here, hoe is dit moontlik? En hier staan sy prokureur op. En daar stap die prokureur, hy roep die prokureur, hy sê, maar hoekom staan jy nie op en jy appeleer nie? Hy het geappeleer, hy sê, maar ek moet jou sê, ek gaan my van die saak onttrek, want hulle het na my toe gekom. Die president het na my toe gekom, en gesê, ons soek nie julle tipe hier nie. Jy moet uit. En toe het hy nie eens meer 'n regsverteenwoordiger nie. En hulle vang hulle van daar af, terug selle toe. Hy sê, daar sit hy. Hy sê, ek kan nie glo dat sy hele lewe, en hy besef vir homself, ek dink nie, ek gaan ooit weer my vrou en my kinders sien nie. Hy sê, een ding weet hy verseker, hy gaan sy pa en sy ma nie sien, want sy pa en sy ma gaan definitief nie 12 jaar lewe nie, want hulle is al baie ver gevorder. Maar hy sê een ding, ek weet, ek het my saak met God reggemaak. En hy kom toe na hom toe so, hy sê so 2 maande later, vir rukkie later, hy sê tyd later kom hulle blind kom, en hulle sê nie, alright, maar hulle weet toen wat se rigting, hulle gaan na die lughawe toe, en hy sê vir sy vriend, ek dink ons is nou okay. Ons gaan lughawe toe. Hy sê maar, hulle voel maar, hulle ry net aan. Want hy kan ons nou nie sien waar hulle ry nie. En intussen agter die lughawe is 'n ou weermag kwartiere. Hulle sluit hulle toe daartoe. Nou dit is dieselfde as hulle jou daar toesluit vir dood. Hulle sê haal hulle af, hulle trek hulle die sakke oor en hulle sê maar waar is nou? Hy sê nou, dis waar jy bly. Hy sê, is 'n 2 meter by 2 meter sel, daar sit hy. Hy sê, Here, maar dit is mos nie moontlik nie. Vader, hoe gaan U my hier uitkry? Ewe skielik kom dit met my op. But God. Julle kan maar sy storie gaan lees. En na 2 jaar en 3 maande, toe kry hulle om vry te kom. En hulle kom haal hom hulle twee uit. En dan besef ek iets wat ons as kerk, ons besef nie wat se gesag ons in die Here het nie. Sy vrou vertel in die getuienis, nou hy vertel nou, hy het nou lang stories gehad, maar sy vrou vertel, hulle roep sy vrou in, wel hy vertel voor hy vir sy vrou roep, hy sê, weet jy, toe hy nou by die huis kom, toe gaan hulle nou deur al sy gebeur, hy sê, maar hy is baie getraumatiseerd.
Hy sê maar wie wat interessant. Onthou hulle het geen kontak met niemand nie. Maar in die tyd, die vrou was betrokke by 'n kerkgroep en het gevas en gebid. En wanneer hulle vas en gebid het iets daar gebeur. Elke keer het hulle omstandighede verander in die tyd toe hulle gevas en gebid het. Hulle het min of meer uitgewerk. Soos in geestelik het daar iets gebeur en die Here het fisies vir hulle geskuif. Soos nie dat hulle 'n prokureur gestuur het om dit vir hulle maklik te maak nie. Dit was fisies het die Here vas en gebed gehonour. Dit was een ding wat vir my uitgestaan het. Die ander ding wat vir my uitgestaan het, sy vrou het gesê ek sal nie aanvaar dat my man nie huis toe kom nie. En sy het op die mure by haar huis, het sy die Bybelversies gaan neerskryf. Oral waar 'n plek teen die muur is, het sy 'n Bybelversie gaan neerskryf en sy het elke dag die woord gebely. En sy het gesê my man sal huis toe kom. En hy het huis toe gekom. Ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak aan watter situasie jy is nie. Maak nie saak deur watse krisisse jy gaan nie. Maak nie saak aan watse ervaring jy jouself belewe nie. Weet dat God stel in jou belang. En ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Jesaja 64 vers 6 sê, maar nou Here, U is ons Vader, ons is die klei, en U is ons formeerder, en ons almal is die werk van die hande. As ons God vertrou, wat die pottebakker is, en jy is die klei, dan kan jy nie anderste as om net op een leer te klim nie. As ons God vertrou om te sê, maak nie saak wat my omstandighede is, ek sal nie bang wees nie. Sal ek my rug op die wêreld draai en sê, hierdie lere verteenwoordig twee dinge. Die lere verteenwoordig geloof en ongeloof. As jy in 'n krisis staan, dan staan jy op die een leer, so jy kan besluit, gaan ek op die leer van hoop klim of ek gaan die leer van ongeloof klim. As jy in 'n krisis gaan, dan kan jy sê, Here, gaan ek U vertrou wat U woord vir my sê, of gaan ek vertrou wat ek fisies gesien het? Toe ek die eerste keer die leer gesien het, was daai leer hoër as die ander. Maar toe ek sien wat God vir my kan doen, toe word my situasie hoor en ek kan weet, ek styg uit bo my situasie. God wil vandag vir jou sê, no matter what your situation, God knows everything. And God has a plan for your life. Glo julle dit? Stem jy saam? Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Ek wil julle met mooi luister en ek gaan dit se seën wat ek oor julle uitspreek. Efesiërs 1 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons, boys, seën met alle geestelike seëninge in die hemel, in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand, deurdat hy ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel, om alle dinge, wat in die hemele, sowel as op die aarde, onder een hoof in Christus te verenig, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom, wat alles werk, volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Vader, ons staan vanmôre voor U, en ons weet, Here, dat ons is verseël, en ons is deel van die erfporsies van Christus. Ons is verseël onder die bloed. Ons is een in Christus. En daarom kies ons, Here, om vandag die regte pad te loop. Here, ons kies om op ons rug op sonde te draai. Ons kies, Here, op ons rug op te draai op dit wat U nie behaag nie. Ons kies vandag om te sê, ek glo God. Ons kies vandag om te sê, ek glo dat U, wat U met my besig is om te doen,
Ek is in die lewe, my lewe is in die hand en niks sal my daaruit kan ruk nie. Ek kies vandag om te weet dat alles sal ten goeie meewerk omdat ek U liefhet. Ek kies vandag om te glo, om te sê dat ek is tot alles in staat deur U wat my liefhet. En daarom kom ek en ek verklaar dat ons vanmôre sal staan as oorwinnaars in Christus. En ons kan vanmôre sê, ons word verseël met die krag van Heilige Gees. Ons is ingeënt. En daarom weet ons is kinders van God. God stel in ons belang. En Here, daarom hoef ons nie te vrees nie. Maak nie saak deur watse krisisse ons gaan nie. Maak nie saak, Here, in watse situasies ons onsself sal bevind nie. Ons kies God. Ons kies om U te glo. Daarom dank ons U, Vader, dat U met ons is en dat U altyd deel van ons lewe is. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir julle wat op die lug was. Julle vanmôre iets ontvang? Besef julle wat is julle posisie?